is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. And we will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here, carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. And we will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. I am free in Jesus' name. I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. I am free in Jesus' name. Come on, put your hands together. Oh, 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 God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. And we will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. He's carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live, oh, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. I am free in Jesus' name. I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. I am free in Jesus' name. Come on to the priest. God is fighting, 'cause God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. So sing it again. And God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom. Oh, 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 oh. Enemies defeated, and we will shout it out. I will live, and I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. I am free in Jesus' name. Sing it one more time. I will live, and I will live, I will not die. Hey, the power of Christ alive in me. I am free in Jesus' name. Say, God is fighting, sing a church. For God is fighting for us, pushing back the dark. Come on, let me see your hand. That cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. One more time. Ooh, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Oh, He's fighting no battles, yes He is. Vader, U is koning.
bo alles verhewe, en ons weet daar is vanmôre niemand soos U nie, Here. U is die blinkmôre ster, die lelie van die dale, die God op wie ons vertrou. U is 'n wonderbare raadsman, 'n wonderbare heiland vir ons, Here. En ons is hier vanmôre om net alles aan U oor te gee. Ons wy ons lewe vanmôre vir U as 'n offer, Here. Mag ons offers vanmôre aanneemlik is vir U, Here. U is lofwaardig en U is werd om geprys te word, Here. Of vanmôre is ons hier nie uit onsself nie, maar omdat U ons die genadekans gebied het, Here, om hier te kan wees en nog aan die kant van die lewe te kan wees, Here. En vanmôre wil ons net dankie sê vir U liefde, dankie sê vir U goedheid, U guns wat ons altyd deurvolg, Here. Dankie vir die voorreg, Here, wat ons het om hier te kan staan in die huis van die Here, Here. En ons wil U die eer gee vanmôre, want U kom dit toe, Here. Ons is vanmôre hier met 'n blymoedige hart, Here, want ons wil U wees omdat ons meer soek van U, Here. We want more of your anointing. We need more of your goodness, your kindness, your grace, your faithfulness, Vader. En ons is hier om U hulde te bring, want U kom dit toe. Daar is niemand soos U nie, Here. Geen een wat met U vergelyk kan word nie, Here. Ek weet U is hier in ons midde vanmôre, want die woord beloof, wat 2 of 3 in U naam vergader, is U in ons midde. En vanmôre is ons hier net om U lof te besing, Here. Ek wil bid dat U elke aspek, elke afdeling van hierdie diens sal seën. Ons maak ons toe onder die kosbare bloed van Jesus, Here. Kom trek 'n laar rondom U volk vanmôre, Here. Ek weet, Here, U is in ons midde. Seën elke loflied, Here, elke aanbiddingslied, elkeen wat gaan 'n woord gee van getuienis, die pastoor wat die woord gaan bedien, Here. Kom seën ons, Here, salf sy lippe ook wanneer hy bedien, Here, dat hy sal spreek soos U wil hê hy moet spreek, Here. Ek weet hy doen, en ek weet daar's 'n woord wat U op sy hart gelê het, Here, om ons te bekragtig, te versterk en te bemoedig vanmôre, Here. Seën, Here, hierdie diens. Ons gee totaal en al alles aan U oor, Here, niks uit onsself nie. Ons is minder vanmôre en U is meer, Here. Ek wil bid dat U, Here, net sal verheerlik word in hierdie diens, Here. Ek wil ook so bid vir elkeen wat ingeskakel is aanlyn, dat U daar met hulle 'n ontmoeting sal hê, Here, Vader. Rakel elkeen aan vanmôre, die wat U nodig het, Here. Elke situasie kan U verander, Here. As ons in U teenwoordigheid is, moet dinge verander, en ek bid vanmôre dat U ons sal verander, sal aanraak, sal motiveer en oplig, Here, en dat ons anders sal uitstap, nie dieselfde soos ons ingekom het. Dit is my gebed in Jesus naam, Here. Seën hierdie diens, Here, en ek bid vir elkeen wat gaan saai, Here, elke offerande, Here, tiendes, Here, bid ek dat U, Here, sal hulle seën, Here, en voorsiening maak en ons elkeen se behoeftes. Is my gebed in Jesus wonderlike naam met baie danksegging. Amen en amen. Jesus koning van Getsemane, Jesus koning van Getsemane, Jesus koning van Getsemane, hy alleen en niemand meer. Jesus koning van Getsemane, hy is koning van Getsemane, Jesus koning van Getsemane, hy alleen en niemand. Jesus koning van Getsemane, hey, Jesus koning van Getsemane, Jesus koning van Getsemane, hy alleen en niemand, hy alleen en niemand meer, hy alleen en niemand meer, Jesus koning van Getsemane, hy alleen en niemand, hy alleen, daar is niemand meer nie, hy alleen en niemand meer nie, Jesus koning, halleluja, Jesus koning van Getsemane, Jesus koning, hey, hy is die koning, van Getsemane, hy alleen, niemand, hy alleen, daar is niemand meer nie, Jesus
forse. Ek wil jubel, ek wil jubel. Sê daar waar die lig, daar waar die lig, ek forse, ek forse. Daar waar die lig van my Jesus skyn. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, stap vir stap na die zaligheid. Stap vir stap na die zaligheid. My Jesus, hy lei my en hy wys my hoe om te stap na die zaligheid. Stap vir stap, yeah. Stap vir stap na die zaligheid. Oh, stap vir stap, en hy wys my hoe om te stap. Oh, stap vir stap na die zaligheid. Oh, stap vir stap na die zaligheid. Stap na die zaligheid. Oh, stap vir stap na die zaligheid. Oh, stap vir stap na die zaligheid. My Jesus wys my, oh, en hy wys my, ja, hoe om te stap na die zaligheid. Ja, sê, stap vir stap zaligheid. Ja, stap vir stap na die zaligheid. En my Jesus, en hy wys my hoe om te stap na die zaligheid. Stap vir stap, ja, na die zaligheid. Oh, stap vir stap na die zaligheid. Die Here, hy wys my, die Here, hy lei my, ja, hoe om te stap na die zaligheid. Kom ons loof die Here, ja. Hey, hallelujah. Klap die hande vir die Here, ja. Na die zaligheid. Stap vir stap na die zaligheid. Die Here wys my, die Here lei my hoe om te stap na die zaligheid. My Jesus, hy lei my, my Jesus, hy wys my hoe om te stap. Vir Jesus wat elke dag saam met jou stap, gee hom 'n lofoffer, gee hom prys. Hy het gesê, ek gaan jou nie begewe nie, ek gaan jou nie verlaat nie, ek is met jou tot aan die voleindiging van hierdie wêreld. Tree vir tree gaan ek jou lei, my kind. O, ek gaan jou nie los nie. Jy's in die holte van my hand. Ek gaan met jou vorentoe beer. Ek gaan jou wys die pad. Ek gaan tree vir tree saam met jou los. Ek saam met jou loop. Ek gaan jou nie alleen los nie. Ek is saam met jou.
Die oulen, dit voel vir my ons moet hierdie ding nog sing. Hierdie lied moet nog gesing word. Kyk, ek sal sê gou vir die ou langs jou, as jy nie nou gaan regkom nie, gaan jy nooit regkom nie. Amen. Is jy reg om te sing en te sê, Here, dankie vir elke tree wat in my gaan lei en my wys hoe om te stap. Amen. Oh, na die zaligheid, ja, stap voor stap, na die zaligheid. My Jesus, sy lei, en hy wys my, hoe om te stap. Stap voor stap, na die zaligheid, ja, stap voor stap. Stap, ja, na die zaligheid, ja, stap voor stap, na die zaligheid. Die Here, hy lei my, die Here, hy wys my, hoe om te stap, ja, stap voor stap, ja, na die zaligheid, stap voor stap, na die zaligheid, my Jesus, en hy wys my, hoe om te stap, ja, stap voor stap, ja, na die zaligheid, oh, stap voor stap, ja, na die zaligheid, ja, die Here, hy lei my, die Here, hy wys my, hoe om te stap, stap voor stap, ja, na die zaligheid, oh, stap voor stap, ja, na die zaligheid, my Jesus, hy lei my, my Jesus, hy wys my, hoe om te stap, my Jesus, hy lei my, my Jesus, hy wys my, hoe om te stap, na die zaligheid, ja, my Jesus, hy wys my, en hy wys my, hoe om te stap, na die zaligheid. Halleluja, yes Lord. Die oulen, op jou eie tyd, my Jesus lei my, sing gego op jou eie tyd. Halleluja, my Jesus, hy lei my, en hy wys my, hoe om te stap, na die zaligheid, ja, my Jesus, hy lei my, en hy wys my, hoe om te stap, na die zaligheid. Luister maar, my Jesus, hy lei my, en hy wys my, hoe om te stap, na die zaligheid. Hy lei my, my Jesus, hy lei my, en hy wys my, en hy wys my, hoe om te stap, na die zaligheid. Die Here Jesus, oh, stap vir stap, na die zaligheid, oh, stap vir stap, na die zaligheid, oh, die Here Jesus,
sy Heilige Gees, halleluja, en hy wys my hoe om te staan na die zaligheid. Ja, stap vir stap na die ewigheid. Oh, stap vir stap na my Jesus. Oh, my Jesus lei my. En hy wys my. Hy vat my hand en hy wys my na die zaligheid. Laaste man, my Jesus hy lei my. My Jesus hy lei my. En hy vat my hand en hy wys my hoe om te stap, hoe om te stap na die zaligheid. Halleluja, dankie dat U ons leer. Halleluja, halleluja. Father, we worship. Sing hierdie koor saam met my. I can't even walk without you holding my hand. The mountains too high, the valleys too wide. Down on my knees I learn to stand. I can't even walk without you holding my hand. Hallelujah, Lord. Can't even walk without you holding my hand. The mountains too high, the valleys too wide. Down on my knees I learn to stand. I can't even walk without you holding. Sing het nog eenmaal saam. Lord, I can't even walk. I can't even walk without you holding my hand. The mountains too high, the valleys too wide. Down on my knees I learn to stand. I can't even walk without you holding my hand. Luister gou. I thought number one would surely be me. I thought I would be what I wanted to be. I thought I could build on life's sinking sand, but yet I can't even walk without you holding my. I can't even walk without you holding my hand. The mountains too high, the valleys too wide. Down
sing dit 'n laaste keer saam. I can't, Lord, I can't even walk without you holding my hand. Oh, the mountain, oh, the valley, oh, too wide. Down on my knees, I learn to stand because I can't even walk. I can't even walk. I can't even walk. I can't even walk without you holding my hand. Oh, dankie Jesus. Lord, we just want to sit at your feet this morning. We come and we bow down to the only King. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. So I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. 'Cause in your presence there's fullness of joy. There is nothing, there is no one that compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. It's all about you, Jesus. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there's fullness of joy. There is nothing, there is no one that compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. We worship you, Jesus. I will come on church, sing it, and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there's fullness of joy. There is nothing, there's no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Can we do it one more time, church? Come on, with everything inside of you, sing. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there's fullness of joy. 'Cause there is nothing, there is no one who compares. Oh, I take pleasure, I take pleasure, I take pleasure, I take pleasure in worshiping. I take pleasure in, I take pleasure, I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping you, Lord. Come on, church, let's take a moment to worship him. Calvin Spillforce. I will come
moment to worship our King. Come on. In your presence. Hallelujah, Jesus. Oh. There's nothing, Jesus. There's no one, Lord. Oh, yes, hallelujah. I take pleasure. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping you, Lord. Can somebody worship the King of glory in this place? He's worthy, He's worthy. You deserve the worship. I give my worship. Here's my worship. We worship your holy name. Hallelujah. You, Lord, you are worthy, and no one can worship you for me. For all the things you've done for me, and no one can worship you for me. Use my worship, all of my worship. Receive my worship. For the hearing is my worship, all of my worship. For the receive is my all of my worship. You, Lord, you are worthy. Hallelujah. And no one can worship you for me. For all that you've done, for all the things you've done for me. More than no one, and no one can worship you for me. Here is my worship, all of my worship. For the receive my all of my worship. Father, here is my worship, all of my worship. Father, receive my all of my worship. Father, here is my all of my worship. Father, receive my all of my worship. And I will not be silent. I will always worship you. Oh, as long as I am breathing, I
silent. I will not be silent. Not be silent. I will always worship you, Lord. Worship you. And as long as I am breathing, as long as I am breathing, I will always, Father, I will always worship you, Lord. Oh, I will not be silent. I will not be silent. Oh, I will always worship you, Father, as long as I am breathing, as long as I am breathing, I will always worship you, Father. I will not be silent. I will not be silent. I will always worship you, Lord. Worship you, Lord. Oh, as long as I am breathing, as long as I am breathing. Oh, I will always worship you. Here's my worship, all of my worship. Father, receive my worship, all of my worship. Here is my worship. Here's my worship, Lord. Receive it all, Father. Receive it all. All of my worship, my worship. Nou in jou eie woorde begin God te loof en te prys. In jou eie taal praat met hom, sê vir hom dankie. O Here, ons wil U aanbid vir wie U is, Here. Groot en wonderlik is U, Here. Dankie dat U ons besoek vanmôre in hierdie plek, Here. Here, ons kan nie asemhaal sonder U nie, Here. Ons kan nie 'n tree gee sonder Jesus nie. Kom Heilige Gees en vloei deur ons, Here. Verkoop hierdie mense, Here. Kom doen wonderwerke in ons midde, Here. Hier's mense wat 'n aanraking nodig het van die Here. 'n Aanraking nodig het vanmôre. 'n Deurbraak nodig het. Kom doen dit in hierdie oomblikke, Here, in die naam van Jesus. Ek prys U, Here, vir die hand van die Here oor elke ene. Dankie, Jesus, vir wat U mee besig is op hierdie oomblikke, Here. O, ons prys U, Here, vir wonderwerke, Here. Vir wonderwerke in Jesus naam. Wonderwerke, Here. U is die God van die bonatuurlike. U is die God van die onmoontlike, Here. Niks is by die Here onmoontlik. Ons prys U, Here, dat U elkeen aanraak op hierdie oomblikke, Here. Halleluja. Ons prys U naam. Ons prys U naam, Jesus. Die Here lê iets op my hart. Ons het dit Woensdag ook gedoen. Ek weet van mense wat sonder werk sit op hierdie oomblikke. En ek wil bid nou dat God vir jou 'n deur sal oopmaak in die naam van die Here. Jy wat werkloos is op hierdie oomblikke. Ek roep daai werk volgens God se plan in die naam van Jesus. Dat God 'n bonatuurlike deur sal oopmaak vir jou. Ek wil bid dat daardie deur jou sommer uit jou gemaksone sal uithaal. Want God sê ek kan vir jou doen ver bo as wat jy kan dink, bid of vra.
en ver bo kan wat ons kan vra en wat ons kan dink, is meeste van die tyd uit jou gemaksone uit. So ek dank U nou, Here, vir 'n werk vir diegene wat dit nodig het. Ek wil bid, Vader, vir elke besigheid ook in hierdie plek, Here, wat kontrakte dringend nodig het, besigheid nodig het, dat U bo-natuurlik vir hulle sal voorsien in die naam van Jesus. Want Here, nog nooit het U teleurgestel nie, nog nooit nie, Here, vir elke kyker wat nou ingeskakel is, wat 'n deurbraak in hulle finansies nodig het. Ek dank U nou, Here, vir bo-natuurlike ingryping in die naam van Jesus, en jy sal die Here loof en prys vir wat hy gaan doen en besig is om te doen in jou lewe. Die geheim lê daaraan om God vooruit te loof, om God te loof en te dank vir wat hy gaan doen. Kan ek 'n paar mense kry wat die Here loof en prys vir wat hy gaan doen? Halleluja, halleluja. As jy maar net kan sien waarmee is hy besig, as jy maar net kan sien waarmee is hy besig, dan gaan jy 'n huppel in jou stap kry, dan gaan jy hom loof en prys met alles wat in jou is. Halleluja, wat die oog nie gesien het nie, wat by die gedagtes van 'n mens nog nie opgekom het, het hy vir jou voorberei en is hy besig om vir jou voor te berei. En ek dank U, Here, vir die hand oor elkeen in Jesus naam. Terwyl ons so staan, wil ek hê U moet saam met my lees. U hoef nie hardop saam met my te lees nie, maar volg my net terwyl U so staan, uit respek het vir die woord. Ek wil hierdie geweldige woord aflewer vandag. En glo my, ek het met die Here geworstel, gesê, Here, rarig moet ek hierdie woord bedien. En ek weet dat hierdie is in God se plan. Ek wil dit weer sê, ek vat geen verantwoordelikheid vir wat ek sê agter hierdie kansel nie. Want as hier gepraat word, is dit God wat praat. En ek is nie hier om 'n mooi woordjie by jou te kry van hoe mooi of hoe lelik of hoe sleg nie. Dit pla my glad nie. Ek is hier omdat ek 'n verantwoordelikheid teenoor God se plan en God se wil, en om die woord wat hy op my hart gelê het met jou te deel. En hierdie woord sê in Jakobus 4 vers 13, sê, kom nou, julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad gaan en daar 1 jaar deurbring en handel drywe en wins maak. Julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie, want hoedanig is julle lewe. Dit is tog maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn, in plaas dat julle sê, as die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Maar nou roem julle in julle groot pratery. Al sulke roem is verkeerd. Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. Vader, hier's 'n woord wat ek weet, kom uit die troonkamer van God uit. En Here, en soos altyd vra ek, dat U my gedagtes sal gevange neem. My lippe sal gebruik om nie te praat uit my eie uit nie. Vader, wat nou ook al van hier af verder gesê gaan word, kom uit die hart van God uit. Uit die troonkamer van die hemel. Ek is net 'n instrument, Here. En ek prys U dat ek weet, God praat met sy kerk. God praat met ons. En Here, help ons, soos Jakobus dit sê, dat ons nie net hoorders van U woord sal wees nie, maar daders van U woord. In Jesus naam. Amen en amen. U kan die sitplek inneem, familie. So, familie, Jakobus is 'n boek in die Nuwe Testament, hoor mooi, wat 'n handleiding is tot geestelike volwassenheid. As jy wil weet hoe om geestelik volwasse te word, moet jy kyk na die boek Jakobus.
Dis 'n boek wat jou strek om beter te doen. Dis 'n boek wat jou uitdaag om te groei. Hy fokus nie net op wat ons glo nie, maar hoe ons moet lewe elke dag as Christene. Wanneer jy sê jy's 'n bloedgewaste kind van die Here, gee hy vir ons 'n handleiding van hoe ons moet lewe elke liewe dag. En om net vir jou 'n voorbeeld te gee, en ek wil net gou vinnig hier aanraak, want dit het eintlik niks met my woord uit te waai nie, maar ek het nodig om dit met jou te deel. Wanneer jy kyk na Jakobus 1, dan gee hy vir ons die eerste kenmerk van geestelike volwassenheid, en dit praat van, en hy praat oor deursettingsvermoë om te volhard in beproewinge en in versoekings. Om nie te gaan lê wanneer die eerste versoeking jou pad langs kom nie, want ons sien dit soveel male onder Christene, dat wanneer daai eerste versoeking kom en jy het geval, dan hou jy sommer op om die Here te dien, want dit is nie meer die moeite werd nie. En wanneer beproewinge ons pad langs kom, en die Here na jou mening en jou opinie gryp nie vinnig in, en hy doen dit nie onmiddellik nie, dan wil ons ophou om die Here te dien. En hy sê vir ons moet deursettingsvermoë hê. Ons kan nie gaan slap lê oor die eerste ou golfie wat ons tref nie. Op om die Here te dien oor die eerste ou rukwyntjie. Nou wil jy op om die Here te dien. Ons moet volhard, ons moet deursettingsvermoë hê. In hoofstuk 1 dan praat hy nou net wat ek ook net nou gesê het. Praat hy ook oor om daders van die woord te wees. En soos ek sê, hier het nou niks met my woord uit te waai nie, maar hoofstuk 2 kom hy, en jy weet, nou ek weet nie hoeveel keer in my lewe het ek al Jakobus deurgelees nie. Maar hierdie woord het my weer getref, toe besef ek, Here, ek het geweet dit staan in die Bybel. En ek wil dit vinnig met jou deel, want dit is belangrik, want ons praat hier nou oor geestelike volwassenheid. En hy kom en hy sê, in hoofstuk 2, dan sê hy, ons moet pas op om mense aan te neem. Hoor nou mooi, sal ek het sê, Here, kyk die mense, ek ken net kerk. Ek is so geslaan en so laat staan. Ek ken net kerk. Ek is van 'n klein seentjie af as ek in die kerk, en ek is nou nog in die kerk. Hier staan ook voor jou nog al die pad in die kerk. En ek ken al die geure en al die kleure, en ek ken al die wat, en al die chaos, en die doemspuiters en alles. Maar weet jy, hoor my hart, weet jy, daar's kerke wat deurwagters het om te kyk met wat se karre kom mense aan. Want as hier 'n mooi kar stop, dan word daar na die pastoor toe gehardloop, of apostel, en sê, apostel, pastoor, hier's 'n man met 'n blink BMW. Hy het 'n rooi das aan en 'n swart baadjie. Dan staan daai man agter, hier's 'n man met 'n blink BMW met 'n rooi das aan. Here, kom ons los dit net daar. Want wat ek wil sê is, die Bybel sê vir ons in Jakobus 2, ons mag nie onderskeid tref tussen ryk en arm nie. Kyk wat sê die Bybel. Wat sê, en ek sê hier het niks met my preek uit te waai nie, maar ek moet dit met jou deel, want dit is belangrik. Jakobus 2 vers 2, want as daar in julle vergadering 'n man inkom met goue ringe aan die vingers, met 'n pragtige kleed aan, en daar kom ook 'n arm man in met vuil klere aan, die volgende vers sê, en as julle opsien na hom wat die pragtige kleed dra, en vir hom sê, gaan u op hierdie goeie plek sit, en vir die arme sê, jy gaan staan, jy tog maar net daar, en kom sit jy onder by my voetbank, het julle dan nie by julle self onderskeid gemaak, en regters met verkeerde oorleggings geword nie. Ons moet pas op hoe ons mense behandel, want elke siel, ryk en arm, is vir God belangrik. Ons mag nie onderskeid tref nie. Dit is verkeerd in die oë van die Here. En dis vir daardie rede, en ek is nou nie hier om my eie storie, maar ek wil net vir jou sê as gemeente, en hier's genoeg mense om wat dit kan bevestig. Daarom kyk ek nooit, ek het toegang tot ons bankrekening, ek kyk nooit in die bankrekening in, en kyk ek, daai ou gee soveel tiende, daai ou gee soveel tiende, daai het nou soveel geld gegee, die Here is my getuie, ek doen dit nie. Want ek mag nie een persoon hoor ag as 'n volgende persoon.
Ek kan nie, Here, help my. Ek kan jou net beter nou moet behandel, omdat jy nou soveel 1000 gee 'n maand, maar hierdie persoon gee net R100 'n maand nie. Dis verkeerd in die oë van die Here. En die Here is my getuie, ek doen nie daai dinge nie, want ek het 'n verantwoordelikheid teenoor die Here vir elke siel in hierdie plek. Elke siel wat ingeskakel is. En soos ek sê, dit het niks met my preek uit te wy nie. Maar ek moes dit net sê, want familiesentrum mag nie bekend staan vir dit nie. En ons doen nie, in elk geval. Ek wil net vir jou sê, ons doen nie. Dis hoekom ek dit kan sê met vrymoedigheid. Dankie. Maar hoofstuk 3 kom en dan praat hy oor Christelike, oor die Christen wat wil groei. En dan sê hy, dit kom deur jou tong te beheer. My vrou sê al vir maande, as dit 10 jare is nie, moenie net alles sê wat in jou kop is nie. En ek sal dit probeer doen by die huis, maar nie op hierdie kansel nie. Want hier praat God. Hier sê ek, hier het hy beheer van my gedagtes. En as jy offended voel, of jy voel, dan jammer daaroor, maar dis ekkie. Jy kan maar kwaad word, maar dis ekkie. As jy skoentjie pas en jy trek hom aan, dis nie my skuld nie. Maar ek het geleer, en ek is besig, nou na al die maande, kyk ons manne, vat ons lank om te luister. So my vrou sê vir my, jy moet net alles sê wat in jou kop is nie. En dit is so, en nou begin ek met die Here daaroor praat. Nou sê ek, Here, nou waar kom tussen mense, help my. Want wat beteken dit om die tong te beheer? Wat sê Jakobus wanneer hy sê ons moet ons tong beheer? Dit beteken juist dit, moenie net alles wat in jou kop kom, sê nie. Daar's sekere goed wat jy moet stil bly, daar's sekere goed wat jy nie moet sê nie. Daar's sekere goed waar jy moet selfbeheersing toepas en sê, Here, nie nou nie. Moenie net 'n opinie lewer nie. En dis ek daai. Ons is so maklik om vinnig 'n opinie te lewer oor iets, maar daai opinie kan skade verrig. Jou opinie kan 'n gemeente skeur. Jou opinie kan mense uitjaag uit hierdie kerk en te sê ek is klaar met die kerk. Maar dis nie waaroor ek wil praat nie. So kom ons kom nou by die woord uit van vandag. Hoofstuk 4. Kom dan en hy praat met ons vir die wat wil geestelik groei. Want ek glo soos jy hier sit vandag, ek dink familiesentrum staan bekend daarvoor. As manne en vroue wat sê, moenie vir my nou pap gee, nie gee vir my 'n stuk vleis. Ek wil nie gevoer word met purity nie. Gee vir my standvastige kos. Ek wil God dien in gees en in waarheid. Ek wil heilig lewe soos die Here. Ek wil my gedra soos 'n bloedgewaste kind van die Here. Ek wil nie lyk soos die wêreld nie. Ek wil lyk soos Jesus. En dan kom hy en dan sê hoofstuk 4 vir ons en Jakobus gee vir ons vir die Christen wat wil geestelik volwasse word en hy sê vir ons, pas op vir menslike planne. Want dit kan die vrede in jou siel beïnvloed. Ons het baie daaroor gepraat in die laaste paar weke. Ons geleesde gedeelte sê dat ons siel kan deur konflik versteur word. En daardie konflik in ons siel, in ons gedagtegange, is ja, baie maal die vlees, want ons beklei teen die vlees en ons stry teen die vlees, want die vlees wil sondig, hy het begeerlikhede, hy wil die werke van die vlees, Galasiërs 5, wil hy doen. So ons het steringe in ons gedagtes met die vlees, maar baie maal onbewustelik raak ons betrokke in 'n konflik met die Here self in ons siele. Want waar begin ware vrede? Dit begin deur 'n verhouding met die Here, waar jou volle aandag op hom gerig is,
waar jy permanent bewus is van hom, en ek dink as daar iets is wat ek reg gekry het in hierdie lewe tot op Here is, hoe om bewus te wees 24 uur, 7 dae 'n week van die Here. Want hoor mooi, wanneer 1 Tessalonisense 5 vers 17 vir ons sê, wat een van die kortste verse is in ons Bybel, en hy sê, bid sonder ophou, beteken dit nie, jy moet 24 uur, 7 dae 'n week op jou knieë wees, en nie werk nie, en nie eet nie, en nie jou familie versorg nie. Dit beteken, ons moet in 'n voortdurende verhouding met hom wees, bewustelik afhanklik van hom. Dit beteken, om nie net tydens ons formele gebedstyd met hom te praat nie, maar elke oomblik, hom betrek, in elke besluit wat ons moet neem. Ek moet 'n keuse maak, Here, wat sê U? Dis hoe ek lewe, elke liewe dag. Ek wil vir U sê, ek praat baie meer met die Here deur die dag as in my formele gebedstyd met hom. Want ek is heeltyd besig, Here, selfs in die studio as ek daar werk en ek is besig met wat ook al met hulle, dan sê ek, Here, wat sê U? Wat sê U, Here? En wanneer ek 'n oproep kry wat my ontstel en my bekommer, dan sê ek, Here, help my. Hoe wil U hê moet ek hierdie ding hanteer? En wanneer iets moois met my gebeur en iets wonderliks gebeur met my, dan sê ek, Here, dankie. Dit is net U. Want alle goeie dinge kom van bo af. Here, dankie vir U. Dis U wat dit vir my gedoen het, Here. Dis 'n 24 uur, 7 dae 'n week bewusting van hom, en waar jy gedurig deur met hom praat. Dis wat bid sonder ophou beteken. Bid altyd deur beteken. Jy's in 'n stand, 'n houdingsingesteldheid, om die heeltyd met hom te kommunikeer. Die heeltyd sê, Here, wat sê U? Here, wat sê U? Want jy sien, familie, die belangrikste verhouding wat jy ooit in hierdie lewe kan hê, is nie met jou man, jou vrou of jou kinders nie. Die belangrikste verhouding wat jy kan hê in hierdie lewe, is met Jesus Christus homself. Hoekom? Want hy beïnvloed die vrede in jou siel. Hy bring rustigheid. Wanneer die wêreld in chaos is en almal is wanhoopig oor die toekoms, want wanneer ek na Jesus toe kom, dan glimlag hy vir my en sê, my kind, ek gaan jou nie begewe en verlaat nie, want stap vir stap sal ek jou lei, tree vir tree gaan ek saam met jou stap, ek gaan jou nie los nie, ek is met jou tot aan die volëindiging van hierdie wêreld. In Psalm 42 vers 12, hier is iets wat ons elkeen moet doen. Hy kom en hy praat met sy siel. Hy sê, wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy so onrustig in my? Ek kry hierdie week, ek sien ek op sosiale media iewers, ek weet nie waar nie, sien ek 'n prentjie van 'n man, wat, hoor mooi, want dis wat hier, wat ek neem aan as Dawid wat hier praat. Ek mag dalk verkeerd wees, maar jy het altyd 'n goeie kans as jy 'n Psalm lees om te sê dis Dawid se. Maar nie alles is Dawid se nie. Maar ek glo dis hy. Maar hierdie persoon wat dan hy skryf en hy kom en dit is asof hy sy kop afhaal, want ek sien hier die prentjie van hierdie persoon wat sy kop afhaal en sy kop draai en sy vinger na hom toe wys. Dis presies wat jy met jou siel moet doen. Dis hoekom jy nie alles moet sê wat in jou kop inkom nie, want jy moet vir jou siel sê, daai gedagtes, waarmee is jy besig? Is jou bedoeling suiwer, is dit 'n plan, is dit in lyn met die Heilige Gees, of is dit die vlees? My siel, waarmee is jy besig? En die psalmskrywer kom en hy sê, ek glo dis Dawid, vergewe my as dit nie hy is nie, ek moes seker maar opgekyk het. Maar hy sê, my siel, waarom is jy so onrustig in my? Wat gaan aan met jou kop aan? Wat gaan aan daar aan jou gedagtes? Waarom is jy so onrustig? Waarom is jy so bekommerd oor die dag van môre? Waarom is jy so ontstel?
Dan sê hy, en hy gee instruksie vir sy siel, en hy sê, hoop op God, want ek sal hom nog loof. Ek gee nie om waarder ek gaan nie, maar ek sal die Here bly loof. Ek gee nie om hoe diep die stryd is nie, ek sal aanhou om die Here te loof. Die verlossing van my aangesig en my God. So wat Jakobus reg kry, is om vir ons te wys hoe om vrede te hê terwyl ons die toekoms tegemoet gaan. Want kom ek sê dit vir u, gee my net 'n oomblik, is jy nog saam met my? Want hoor nou mooi, waarom is mense sielkundig in moeilikheid? Waarom is die meerderheid mense wat depressief is, wat ly aan depressie, waarom is hulle in daardie stand? Waarom is sekere mense sielkundig onstabiel oor hierdie ding? Hoor mooi, want hulle is onseker oor die toekoms. Hulle is die heeltyd bekommerd, sê nou net, my man los my. Sê nou net, my vrou loop weg met 'n ander man. Sê nou net, my kinders maak dit nie in hierdie lewe nie. Sê nou net, my kinders draai hulle rug op my. Sê nou net, my huwelik maak dit nie. Sê nou net, my besigheid gaan nie meer môre daar wees nie. Sê nou net, my bestuurder roep my in en sê, jy het nie meer 'n werk môre nie. Sê nou net, ek het nie meer finansies nie. Sê nou net, ek is op my pensioen en ek moet aftree, maar ek het niks meer nie. Sê nou net, wat wag vir my in die toekoms? En mense raak sielkundig onstabiel, ly aan depressie, want hulle is bekommerd oor môre. Dis waaroor dit gaan. So, met die gevolg is, ons is behep met die toekoms. Kom aan. Nou gaan ek iets sê, ag Here, vergewe my. Jy kry mos mense, hulle harte heeltyd agter profete aan. Profeet so en so en so. Ek het gehoor, daai man is 'n raakvatter, ek moet gaan. Profeet, het jy nie iets vir my om te sê nie? Sê net vir my iets, en dis met baie respek en liefde teenoor ware profete. Ons het profete in hierdie kerk, en ek sê dit nie disrespekvol nie. Maar hoor mooi, baie mense hardloop agter profete aan, want hulle is te lui om by God self te hoor. Dankie Danito. Profeet, sê net iets, maar kyk jy vir hom. En hy kyk vir jou. En jy sê, ja, sê dit. Sê iets vir my wat môre gebeur. Sê vir my wat môre met my gebeur. Sê vir my wat gaan volgende week, volgende jaar met my. Sê, ja, sê. Dan sê hy vir jou, moet nie bekommerd wees oor môre nie. Die Here sal na jou kyk. Dan stap jy daar weg en sê, ja. Hy het vir my, ek hoef nie bekommerd te wees oor môre nie, maar as jy nie die Bybel gaan lees, het Jesus self vir jou gesê, moet jy dan nie kwel oor môre, wat jy sal eet of wat jy sal drink nie, want hy wie vir die mossie sorg, sal sorg vir jou. Jesus self kon dit vir jou sê in sy woord, maar nee, die profeet moet dit vir my iets sê. Sorry. Ons is behep met die toekoms. Want die toekoms bepaal of ek vrede gaan hê, of ek nou rustig kan raak, of onrustig kan raak. En omdat ons juist so behep is met die toekoms, dis vir daardie rede dat ons ekonomiese aanwysers het om vir ons die toekoms van die ekonomie te voorspel. Ons het sosioloë wat die toekoms van die gesinne voorspel. Mediese navorsers wat die toekoms van gesondheidsorg voorspel. Politici wat die toekoms van die land voorspel. Ons het al hierdie voorspelling want ons wil net rustig raak. Of kan beplan as daar gevaar kom. Anders is ons onrustig, is ons siele onstabiel. Is ons bekommerd.
En familie, jammer om te sê, maar as Christene wat so, ek praat van bloedgewaste kinders van die Here, hulle is so behep met die toekoms en wil so graag net iets hoor oor die toekoms dat hulle selfs bereid is om na waarsêers, fortuintellers, vertellers, toordokters, sangomas toe te gaan. As jy ooit by 'n waarsêer was, as jy ooit by 'n fortuinverteller was, as jy al ooit by 'n toordokter vir sangoma was, moet jy kom vir bevryding, laat ek daai duiwel uitdryf in die naam van die Here. Want wat is dit weer? Wat is dit weer, man? Dink jy nou regtig daai kristalbal kan met jou praat? Daai kaarte kan met jou praat, daai bene wat gegooi. Man, dis niks anders as 'n demoon wat met jou praat nie. Hoor jy wat ek sê? En hier is die ding met jou siel, want alles kom lê in jou siel, jou gedagtegange. Kom lê daar, nou sê hy, wie ewe, ek sien gevaar. Ek sien die dood. O, Heer, jy het gegaan om iets positief te hoor, nou hoor jy iets gaan dood. En wat is dit? Wat is dit? Want wat sê die Bybel? Dood en lewe lê in die mag van die tong. Nou stap jy daar weg. God het 'n ander plan met jou lewe. Maar daai demoon en daai persoon het 'n vloek kom plaas op jou siel. Nou loop jy met daai gedagte. O, hier kom gevaar. Hier kom gevaar. Hier kom moeilikheid. Die dood wag vir my. En wat sê die Bybel? Wat die vrees gaan oor jou kom. Wat die vrees gaan oor jou kom. En dis vir daardie rede, Ramashikayenda Rababanda, dat ek God vrees en hom alleen. Want as ek hom vrees, kom hy oor my. Dan kom hy oor my. Ek vrees God en niks anders nie. Ek vrees nie 'n sangoma nie. As jy 'n heks is hier en jy wil vloeke uitspreek oor familiesentrum, luister hier man, daai vloekie val net daar op die grond, net daar waar jy is. Want halleluja, ek glo die een wat die heelal geskape het. Jy het nie nodig om na hulle te luister nie, man. O, huisgenoot, waar's die horoskoop? Wat sê my sterreteken? Wat sê my sterreteken? Ja, ek hoop nie se plek word 'n bietjie warm nie. Ek moet net 'n bietjie sien wat sê my sterreteken. Dis 'n vloek. As jy dit lees, spreek dit 'n vloek oor jou. Dis nie God wat praat nie. Want weet jy wat doen ek? Ek kyk nie na die horoskoop nie. Ek kyk nie na die sterre nie. Ek kyk na Jesus wat die sterre gemaak het. Ek kyk na die een wat die sterre gemaak het. En wie wat sê hy? Weet jy wie wat sê hy? Hy sê ek weet. Wat se gedagtes ek kan gaan met jou koester. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Vertrou op my. Volkome. En wat sal gebeur? Ek sal jou toekoms gelyk maak. Ek sal jou môre gelyk maak. Ek sal jou baie vir jou gelyk maak. Die Here is my lig en my heil. Vir wie sou ek vrees? Hy is my toevlug. Kan ek 'n paar mense kry wat God kan loof in hierdie plek? Hy hou die toekoms van jou in sy hande. Hy hou die toekoms van jou in sy hande. Hy hou jou kinders se toekoms in sy hande. Halleluja. Halleluja. Ons dien 'n God wat reeds die einde van die begin af ken. En dag vir dag hou jy jou hand vas. Stap vir stap. Na die saligheid. My Jesus, hy lei my. En hy wys my hoe om te stap na die saligheid. Die mens is so behep met die toekoms. En die belangstelling oor die toekoms is gebaseer op een
wanopvatting, een fout. Want ons verstaan die volgende. Wanneer ons meer kennis het oor die toekoms, gaan ons meer vrede en gemoedsrus hê in die nou. So nie hierdie Sondag wat kom nie, die Sondag daarna, gaan ek met u praat, en ek vermoed ek gaan 2 Sondae daarna met u oor hierdie een onderwerp praat. Hoe vind ek God se wil vir my lewe? Want in die laaste tyd is ons so besig met die wil van God. En hierdie vraag kom in my hart op, in my voorbereiding, terwyl ek met die Here besig is. Here, ek het nodig om mense te leer oor die wil van God, hoe om dit te vind. En ek gaan dit daai Sondag, nie hierdie Sondag nie, en daarna gaan ek dit met u deel, en ek gaan dit nou weer sê, want dit is uiters belangrik, want jy mag dit nooit vergeet nie, want hier is iets wat jy moet weet van die toekoms. En dit is die volgende. God gee nie 'n padkaart vir jou lewe nie. Hoekom? Want hy soek 'n verhouding. Hier's wat gebeur. As hy vir jou sê, iewers in jou lewe, hier's jou padkaart. Jy's nou hier. Oor 'n jaar gaan jy daar wees. Oor 3 jaar gaan jy daar wees. Oor 10 jaar is jy daar. Oor 30 jaar is jy daar, en hier is 'n rooi kring met 'n datum. Dis hier waar jy sterf. Weet wat sou gebeur met daai padkaart? Wanneer jy dit by die Here sou ontvang, hierdie padkaart, sal jy sê, dankie Here, jy gaan jou rug op die Here draai, en jy gaan net die padkaart volg. Terwyl die Here sê, ek wil jou nie goed vooruitwys nie, want ek soek 'n verhouding met jou, waar jy tree vir tree saam met my loop. Ek gaan jou nie vooruitwys wat gaan gebeur nie. Ek gaan ook nie die datum wat jy gaan sterf vir jou bekend maak nie. Ek gaan vir jou niks wys wat wag vir jou, die mooi goed selfs wat wag nie. Ek wil hê jy moet tree vir tree, dag vir dag saam met my stap in 'n verhouding. Want as jy 'n padkaart gaan kry, gaan jy jou rug op die Here draai en net die padkaart volg. En dis hoekom mense hulle rug op die Here draai, wanneer hulle by 'n waarsêer was, of by 'n sangoma, by 'n toordokter. Want dit het nou die laaste sê. Dis jou naam, dis wat my lewe op pad is. Dis uit die pad van die hel uit. En een van die wonderlikste goed wat God vir ons doen in ons lewe, is om nie alles van die toekoms vir ons bekend te maak nie. Hoe vervelig sou jou lewe gewees het, as jy presies weet, want hoe is jy op pad? Wat sou môre gebeur, oormôre, wat gebeur met jou oor 5 jaar? Hoe vervelig sou dit gewees het? Dit grens aan robotte. Jy sou geprogrammeer gewees het, dis wat gaan gebeur, boem, 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 boem. As jy moet weet wanneer jy doodgaan, dink daaraan. As jy die padkaart sou kry, en jy sien die datum, wanneer jy sterf, hoor mooi, gaan jy aan niks anders te kan dink as daai datum nie. Voor jy daai fisiese dood gaan sterf, het jy al 1000 keer daai dood in jou kop gesterf. Selfs met mooi dinge, as jy moet weet, oor 5 jaar, oor 2 jaar of 3 jaar, gaan iets wonderliks met jou gebeur, van 'n kontrak wat jy gaan kry, 'n nuwe werk wat jy gaan kry, of iemand gaan iets vir jou gee, om te erf, wat bonatuurlik is. Hoor mooi, gaan jy so gefokus wees oor 2-3 jaar, wanneer dit gaan gebeur, dat jy al die klein wonderwerkies hier tussenin gaan mis. Gaan jy al die klein lessies wat jy moes leer, want die klein lessies wat jy hier moet leer, help jy om dit te kan hanteer, wanneer jy dit ontvang, die groot wonderwerk, die groot deurbraak.
Hoe kan ons vrede hê sodat ons die toekoms tegemoet kan gaan? Is jy nog saam met my? Ek is daarom oor die halflyn. Eintlik begin is my inleiding nou klaar, maar dis 'n kort woord. Hoe kan ons vrede hê sodat ons die toekoms tegemoet kan gaan? Ons moet algemene foute vermy wat mense maak wanneer dit kom by die toekoms. En Jakobus 4 kom en hy gee vir ons 'n paar algemene foute wat mense maak betrekking tot die toekoms. Hy gee vir 'n volwasse Christene 'n waarskuwing wat ons nodig gaan hê sodat ons die toekoms kan trotseer met vrede in ons gemoed. En die heel eerste ding wat Jakobus kom is hy sê vir ons die volgende: moenie beplan sonder God nie. Jakobus 4 vers 13, kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad gaan en daar 1 jaar deurbring en handel dryf en wins maak. En hierdie familie is die mentaliteit van die samelewing van vandag. Want verstaan mooi familie, hierdie man wat Jakobus hiervan praat, is nie 'n slegte man nie. Dis nie 'n onetiese man nie, dis nie 'n onprofessionele man nie, hierdie man het 'n plan. Want al wat hierdie man doen is soos enige professionele afgeronde besigheidsman en vrou, hy's net besig om vooruit te beplan. En nog 'n kenmerk van hierdie man is, wat ons sien is, hy selfversekerd. Hy's doelgerig. Hy's winsgemotiveerd. Enige persoon in die lewe wat 'n besigheid het, sal wat wil gee om hierdie man vir hom te hê, of om vir haar te hê, om vir hulle te kom werk. Want hierdie man is 'n hardwerker, 'n harde werker. Mislukking is nie in sy woordeskat nie. Maar Jakobus sê, hierdie etiese, professionele, hardwerkende, winsbejagte man het een probleem. Ongeag wat hy sê, hy oor God glo. Hy het een probleem en dit is, God is nie deel van sy beplanning nie. En verstaan mooi familie, daar's absoluut niks daarmee fout om te beplan nie. Ons moet beplan. My vrou is 'n meester beplanner. Ons moet beplan. Jesus self het gepraat van beplanning. In Lukas 14 vers 28 gaan sê, want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken of hy die middele het om dit uit te voer nie. Ons moet beplan. Beplanning is goed, dis noodsaaklik. Maar kom ons kyk nou gou net vinnig na die plan van hierdie man wat Jakobus van praat, want hierdie man het nie 'n slegte plan nie. Sy plan is realisties. Want sy plan sê dit kan of vandag of môre uitgevoer word. Sy plan is buigbaar. Sy plan het tot 'n plek. Die stad. Hierdie man het 'n groot visie. Hy het gesê ons gaan nie Kakamas toe nie. Ons gaan nie Pofadder toe nie, ons gaan nie Gat sonder water toe nie, ons gaan sommer vir Kaapstad. Of ons gaan vir Johannesburg of vir Durban of vir Bloemfontein, maar hierdie klein dorpie sien ons nie, ons gaan stad toe. Hy het 'n periode aan hierdie plan gekoppel. Ons gaan 1 jaar bestee aan hierdie stad om dit uit te voer. Sy plan het 'n doel, ons gaan koop en verkoop, ons gaan handel dryf. Hierdie man is 'n entrepreneur agter mekaar gefokus. Hierdie man gaan dinge maak gebeur. Hy werk vir homself. Hy's vol vertroue, hy's suksesvol. En hy is so gemotiveerd en selfverseker dat hy self sê, ek gaan wins maak. Niks gaan my onderkry nie, wins gaan ek maak. Maar hierdie gemotiveerde entrepreneur het 'n probleem. Want sy plan was nie sleg nie. Dit het alles wat goed is ingesluit. Hierdie besigheidsvoorstel, hierdie besigheidsgeleentheid kon niemand mis nie.
Dis absoluut 'n wonderlike geleentheid, maar dit het een probleem en dit is, God is nie deel van hierdie suksesvolle besigheidsplan nie. En ek wil vandag vir jou sê, dis wonderlik om te beplan, te droom, om planne te hê. En ek meen, ek self het drome, self planne. Solank jy God in jou plan ingereken het. En Jakobus kom en hy praat hier met gelowiges en hy sê, dit is moontlik om 'n gelowige te wees. En God in jou daaglikse lewe en beplanning te vergeet. So maklik. En hy waarsku ons moet God prioritiseer in ons beplanning. Ons mag nooit beplan sonder die Here nie. Want weet jy wat, is hartseer om mense te ontmoet. Wat nie glo dat God bestaan nie. Maar is meer hartseer om mense te ontmoet wat glo dat God bestaan. Maar hulle betrek hom nie in hulle lewe nie. As jy sê jy's 'n bloedgewaste kind van die Here, is die vraag, wat so rol speel God in jou besigheid? Wat so rol speel hy in jou stokperdjie? Wat so rol speel hy in jou gesinse lewe? Wat so rol speel hy in jou beroepslewe? Wat so rol speel hy in jou finansies? Hy moet betrokke wees, 'n volwasse Christen. Hier is iets wat jy moet weet, mense, ek het julle verloor, julle dwaal, julle is by môre, oormôre, jy bekommer jou oor môre, wat maak jy? Luister gou. Wat is die verskil tussen 'n volwasse Christen en 'n onvolwasse Christen? Met baie liefde en respek, toets my gees. 'n Onvolwasse Christen, hoor mooi, maak planne, dan bring hulle die planne na die Here toe en sê, Here, seën my planne. Maar 'n volwasse Christen maak al so vroeg as in die beplanning God alreeds deel. Sê, Here, U wil hê. Wat wil U hê? Ek het hierdie plan, maar wat sê U van hierdie plan, Here? Here, moet ek na daardie stad toe gaan of moet ek na daardie stad toe gaan? Hoe lank wil U hê? Here, sê net vir my, hierdie plan wat ek nou het, wil U hê ek moet 'n jaar daar wees, 6 maande daar wees, 3 jaar daar wees, 10 jaar daar wees? Here, praat met my, is hierdie die regte produk wat U wil hê ek moet verkoop, Here? Here, wat sê U vir my? Praat met my oor hierdie plan wat ek het. Maak vir my die regte deure oop, Here. Voorsien vir my bonatuurlik, Here. Vader, help my. Gee my die regte planne, die regte idees, die regte mense om mee te connect. En wat gebeur? Nou kan God nie anderste as om daai beplanning te seën nie, want God seën sy wil. God kan net sy wil seën. En as jy God betrek in jou beplanning van dag 1 af, kan hy nie anderste as om jou beplanning te seën nie. Jy maak nie eers planne, ek, en hoe vat jy dit om te sê, seën my planne, Here. En die Here sê, wow, ek is nie deel daarvan nie. Maar ons het nodig om van dag 1 af, wanneer ons die idee kry, sê, Here, praat met my. Sê vir my, Here, wat moet ek doen? Waar moet ek uit die boks uitdink? Waar moet ek uit my gemaksone uitkom? Want miskien is hierdie ding ver groter as wat ek kan wees. God se wil bly altyd eerste prioriteit. In alles. Kom ek noem dit. Ek is amper klaar. Maybe. Maar in alles moet ons gebed wees, die bloudruk gebed wat Jesus vir ons gelos het in die Onse Vader. In alles moet dit wees. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. In alles. Wat beteken dit, laat U koninkryk kom? Dit beteken, Here, U is Here van my lewe. Sal ek dit sê, vergewe my, nie Ramaphosa nie. Nie die ANC nie. Nie die wet van Suid-Afrika gaan my nie beheer nie. Nie die konstitusie van Suid-Afrika gaan my beheer nie. Maar God se woord gaan my beheer. Ek is onder sy koninkryk. En wat hierdie Bybel sê, dit leef ek. Wat hierdie Bybel sê, dit doen ek. Dis ja en dis amen. Wat is U wil? Wat is U koninkryk, Here?
deel met my die geheimenisse, laat die koninkryk kom. Here, dat dit wat in die hemel is, deur my gevestig word, in my werksplek, in my gesinslewe, dat laat die koninkryk kom, Here, laat die plan van die hemel, die geheimenisse van die hemel neersakke, in my gebied waar ek bly, in my familielewe, in my finansies, en alles, laat die koninkryk kom, want U is Here. Laat U wil geskied. Ons mag nie sonder God beplan nie. Jy kan dit nie bekostig nie. Kyk, kom ons kry spoed om klaar te maak. Vers 14. Julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie. Hoe danig is julle? Dit is tog maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. Kyk hierso, daar was 'n tyd toe, omdat ek in die kerk groot geword het en in die bediening soveel jare is, het die Here baie met my gepraat, toe sê hy, laat niemand jou jonkheid vraag nie. Laat niemand jou jonkheid vraag. Preek die evangelie. Waar jy gaan bedien, moenie dat hulle neerkyk op jou as gevolg van jou ouderdom nie. En die Here praat dit met my. Toe ons Kruiskyk TV begin, ek en my vrou, toe was ons bloedjonk. Ek meen, ek het die een ou krekeltjie gehad hier onder die oë nie. Alles was styf. My oë het geblink. Geen pyne nie, geen skete nie. Alles was mooi. Ons was jonk, vol lewe, vol energie. En nou wonder ek, kon sê, niemand meer vir my, laat niemand jou jonkheid vraag nie. Want ek kom agter, die tyd het aangestap. Ek wil nog glo, ek is jonk en ek partykeer wil ek my gedra nog soos 'n jong man, maar dan kom ek agter, eerlikheid is maar 'n bietjie moeilik hoor. Ek sukkel om by my kinders te bly. Ek moet al saam met Anay gym, ek kan nie meer saam met die manne gym nie. Anay is nou my gym partner. Ek kan haar weights doen, maar die manne nie, daai manne wil my martel, breek. En toe ek die kinders groot maak, ek en Stefanie, ek hoor nog hoe almal sê, geniet jou kinders terwyl hulle klein is. En ek hoor dit, en ek soos, ja, ek hoor wat julle sê, ek geniet hulle, maar hulle moet net nou van die melkbottel afkom. En dan kom hulle van die melkbottel af. Dan sê ek, hulle moet nou net van die doeke afkom. Die Here weet hierdie goed is duur, ek kan nie meer nie. En dan bang, is hulle van die doeke af. Dan sê ek, nou moet hulle net kan skool toe gaan. Nou is hulle in die skool. En dan is die volgende, ek hoop net dat hulle nou uit die skool uit, dit is nou klaar. En dan maak hulle klaar. En wat kom ek agter? Nou staan ek terug en ek sê, ek glo nog 'n goeie tydjie oor as die Here se wil daarby is. Maar ek staan nou en ek besef die lewe is 'n damp. Want dit voel net soos gister, of hulle nog op doeke was. Dis 'n damp, is weg. Ons weet nie wat die toekoms inhou nie. Ons weet nie wanneer ons in die ewigheid gaan ingaan nie. En ja, die tekens wys vir ons dat die koms van die Here Jesus is naby, maar wanneer dit presies gaan gebeur, weet ons nie. Maar wat ek wel weet is, familie, dat oor 50 jaar van nou af gaan die verre meerderheid van ons wat hier is en aanlyn ingeskakel is, nie meer hier wees nie. As die Here vertoef om te kom, oor 50 jaar is die verre meerderheid van die mense in hierdie plek en aanlyn nie meer hier nie. En daarom sê Jakobus, hoe danig is hierdie lewe? Wat beteken dit? Beteken, wat 'n soort lewe kies jy om te leef? Want die lewe gaan soos mes, is dit verby, dit is tydelik. En daarom het jy nodig om so afhanklik van God te lewe. Elke oomblik, elke sekond. En hy sê, pas op om te veel selfvertroue te hê wat die toekoms betref. Dat jy nie meer die toekoms in rekening hou met God nie. Pas op. Jou lewe is soos 'n damp. Jy kan een hartklop weg wees van die ewigheid. Ons het nou gister
'n dame wat in ons gemeente was, wat ek net 'n paar maande terug gedoop het. Hulle het actually dit gewys op die bord. Waar sy al gedoop het, nog hier buitekant. Was dit 35 jaar oud? 36 jaar oud. Die ewigheid in. Haar begrawe, gister hier. Jy kan een hartklop weg wees van die ewigheid. Beplan vir die toekoms, maar soek God se wil en leef vir die nou. Leef in 'n ritme met God. Leef in harmonie met die hemel. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Want hoor mooi familie, die enigste ding wat jy nou kan beheer, nee, die enigste ding wat jy kan beheer, is die nou, saam met die Heilige Gees. Bly by my. Dis al wat jy kan beheer. En hoe beheer jy dit? Deur oor te gee. Dus hy stap vir stap, gaan ons stap. Here, saam met u gaan ek loop, tree vir tree. En dan sê hy, amper daar, sê amen. Dan sê hy, vers 15, nog net 2 versies oor. Kom ons mag hierdie enetjie klaar. As die Here wil in ons lewe, dan sal ons dit doen. Ons moet dit eerder sê. Plaas dat jy sê, as die Here wil in ons lewe, dan sal ons dit en dat doen. Ons kan vrede in ons gemoed hê, want wat ook al gebeur in die toekoms, word altyd deur God se wil beheer. Iets wat jy nie meer hoor in die tyd waarin ons lewe. My oupa het nooit oor die toekoms gepraat. My oupa, al sou ons die volgende dag gaan visvang, al sou ons die volgende dag met vakansie gaan, al sou ons die volgende dag dorp toe gaan, al sou dit Saterdag wees en ons gaan môre kerk toe gaan, het oupa gesê, ons gaan môre ry, as die Here se wil daarby is. En dis iets wat ons nie meer hoor in die tyd waarin ons lewe nie. Kan ek vir jou sê, en hierdie ouetjie is net so skuldig. Hierdie woord praat met my. Want weet jy wat, hoeveel keer het ek al vir u gesê, ons gaan 'n tabernakel vir die Here bou. Ons gaan 'n kerk bou vir die Here, dan sê julle amen. Maar ek het nooit gesê, as die Here se wil daarby is nie. So vandag maak ek 'n publieke verklaring en ek vra verskoning dat ek so arrogant was om dit te sê. Want ons gaan 'n tabernakel bou vir die Here, 'n kerk bou vir die Here as sy wil saam met ons is. As sy wil daarby is. Ons moet God se wil betrek in ons beplanning. Want wat sê vers 16, wat gebeur wanneer ons dit nie doen nie? Dan roem julle en julle groot pratery, en al sulke roem is verkeerd. Jy's vol trots, jy dink jy's meester van jou eie lot. Jeremia 9 vers 23, ek jaas my nou, so sê die Here, laat die wyse om nie beroem op sy wysheid nie, en laat die sterke om nie beroem op sy sterkte nie, laat die ryke om nie beroem op sy rykdom nie, maar dat hy wat wil roem, hom hierop beroem, dat hy verstaan en my ken, dat ek die Here is, wat goedertierenheid, reg en geregtigheid op die aarde doen, want in die dinge het ek behaag. Elke keer wanneer jy in die Here, wanneer jy God ken in jou sake, en hom betrek in jou besluite, nou het hy behaag in jou. So 'n laaste waarskuwing, vers 17, ons is klaar. Almal wat bly is daaroor sê amen. Okay. Maar hierdie is 'n baie interessante ene. En ek wil gou klaar maak hierso. Jakobus 4 vers 17 sê, wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. Het jy al mense tegemoet gekom, wat sê, ek gaan dit doen, ek gaan dit doen, ek gaan dit doen, ek gaan nog dit doen, maar dan doen hulle dit nooit nie.
Want van uitstel kom afstel. Nie omdat jy weet wat die regte ding is om te doen, beteken dit nie dat jy dit gaan doen nie. So kom ons praat gevinnig hier oor en dan gaan ons ek is lank, sorry. Maar hier is die ding, familie. Hoe definieer jy sonde? Want ons definieer sonde as die volgende. Ons definieer sonde met slegte goed wat ons doen. Jy pleeg moord, jy pleeg egbreek, jy pleeg hoerery, jy steel, jy het bedrog gepleeg, jy het leuns vertel. Dis goed wat jy pleeg, dis goed wat gedoen word. Maar die woord sonde beteken, bly by my, hier is uiters belangrik wat ek nou sê. Die woord sonde beteken om die mark te mis. Bly by my, om God se standaard te mis, sy wil te mis, sy doel te mis. Met ander woorde, sonde kan die volgende wees, dis nie altyd wat jy doen nie, dis soms wat jy nie doen nie. Want die Bybel sê vir ons, wat sê Jesus? Julle noem my Here, 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 maar julle doen nie wat ek sê nie. Daar is sekere opdragte wat die Here my gee, wat hy nie vir jou gee nie. Maar en as hy dit vir my gee en ek doen dit nie, is dit sonde in my lewe. Is dit boosheid in my lewe. Daar is sekere goed wat die Here jou vra om te doen, wat hy nie vir my noodwendig vra om te doen nie, en as jy dit nie doen nie, is jy besig met sonde. Jy sien, want as ek moet 100% kry vir 'n vraagstel wat ek moet invul vir eksamen, en ek los antwoorde uit, dryp ek. As ek dit nie invul nie, dan gaan ek dryp, gaan ek die merk mis, gaan ek die doel mis. Sonde gaan nie altyd oor wat jy doen nie. Dis baie keer ver meer wat jy nie doen nie. Daar's God gegewe take wat God wil hê jy moet doen, maar is nog onvoltooi in jou lewe. Christendom is ver meer as om net die bose te vermy. Hoor gou mooi, bly by my. As Christendom net 'n klomp moenies was, jy mag nie dit nie, jy mag nie dat nie, jy mag nie dit nie, jy mag nie dit nie. Hoor mooi, dan was elke persoon wat in die begrafplaas lê, geklassifiseer as Christene, want hulle doen heeldag niks. Hulle doen niks verkeerd nie. Jy kan sondig, al doen jy niks boos nie. Al wat jy moet doen is, om die wil, die doel en die plan van God vir jou lewe te vergeet en te ignoreer. En wanneer jy uitstel en uitstel om te doen wat God wil hê jy moet doen, is jy besig om te sondig. Jy stel uit en jy neem aan dat jy môre dit sal doen, en oormôre dit sal doen wat God eintlik vandag vir jou gevra het om te doen. Want eintlik het God al eintlik gister vir jou dit gesê, laas week dit vir jou gesê, party van julle het al 'n jaar terug vir jou gesê, party van julle het al 10 jaar terug vir jou gesê, party van julle sit al hier en jy het nog steeds nie gedoen wat al 20 jaar terug vir jou gevra het om te doen nie. Spreuke 3:27. Hou 'n weldaad nie terug van hom aan wie dit toekom as dit in jou mag is om te doen nie. Sê nie vir jou naaste nie. Sê nie vir jou naaste nie, gaan ek kom terug, dan sal ek môre gee terwyl jy dit nou het nie. Orkes kom net op dat hierdie mense dinge gaan regtig klaar maak. Maar ek het nog ietsie om te sê. Ek wil net hulle kry dat jy kan rustig raak. As jy iemand kan help vandag. As jy vir iemand moet bid nou. Nooit in my lewe
Ek haat dit, ekskuus, dit is 'n lelike woord om te gebruik op kansel, maar dit grief my. Wanneer mense vir mekaar vra, Christene vir mekaar vra, sal jy vir my bid? Ja, ek sal. Ja, nee, ek sal vir jou bid. Of as iets gebeur, hoor ek bid vir jou, nê? Dan draai ons rug op. Dan het ons gelieg. Want dat ons taal vergeet van daardie persoon. Ek het 'n reëling in my lewe. Ek sê nie vir iemand ek gaan bid vir jou nie. As ek met jou op die foon praat, bid ek vir jou oor die foon. As ek by jou staan of dit in die winkel is en of dit waar is, gaan ek vir jou net daar en dan bid. Doen dit nou. Kom ek vertel jou iets. Daar's 3 goed wat jy kan doen met jou lewe. Jy kan dit mors, spandeer of belê. Jy kan dit mors en die hele dag voor die TV lê. Die hele dag met jou foontjie sit. Daai vervlakste foon. Jy kan dit spandeer. Kyk hoeveel geld jy kan maak, hoeveel besighede jy kan hê, hoeveel huise jy kan hê, hoeveel voertuie jy kan ry en hoe beroemd jy kan raak en hoeveel plesier jy kan kry uit hierdie lewe, of jy kan jou lewe belê in iets wat langer gaan hou as jy. Wat gaan jy doen? Want hoor mooi, aan elke pappa in hierdie plek. Speel maar, want ek gaan nog ietsie sê. Here, help my om korter te preek, Here. Elke pappa in hierdie plek, luister mooi vir my. Jou kind soek nie jou geld nie. Soek nie daai huis. Soek nie daai kar om te erf nie. Wat hy soek, is jou tyd. En dat jy met wysheid sal belê in hom of haar. En geestelik sal praat. En Jesus vir hulle sal voorhou. Nie net in woord nie, maar ook in daad. Dit te praktiseer. Hoekom? Want na geld, na roem, na sukses, na plesier, eindig jy op in 2 plekke. Die hemel of die hel. Waarin jy jou tyd spandeer kan bepaal, waarin mense om jou die ewigheid gaan deurbring. Kan ek klaarmaak nou? Dis so, jy moet eendag hier kom staan en preek en dan. Onthou jy die storie wat Jesus vertel het van die talente? Die een het 1 talent gekry, sy gewig goud. Ander het 2 gekry, ander het 5 gekry. En wat doen die persoon wat die 1 gekry het? Niks. Die ander 2 met die 2 talent en die 5 talent, hoor, mooi so getroue diensknegt, oor min was jy getrou, oor vele sal ek jou aanstel. Maar die een wat niks gedoen het nie, moes hoor, jou slegte lui diensknegt. Waarom is ek sleg? Ek het dan niks gedoen nie. Juis, jy het niks gedoen. Wat jy ook al doen en wil doen, doen dit nou. As jy weet, jy moet die evangelie verkondig aan daardie vriend, doen dit nou. As jy oorweeg om bediening toe te gaan, doen dit nou. As jy besluit ek wil geestelik groei, doen dit nou. As jy besluit jy wil meer kerk toe gaan, doen dit nou. Vergewe my wat ek nou sê, maar ek moet dit 1 keer in my lewe sê. As jy wil besluit om 10de te betaal, doen dit nou. Want jy weet nie wat môre inhou. Jy weet nie eers of jy môre het nie. Is God deel van jou skedule? Het God te sê in jou besigheidsplan? Het God te sê in die besigheid wat jy wil begin?
Het God 'n sê in die aftrede wat jy beplan? Het jy al met die Here gepraat oor in watter skool jy jou kinders wil sit? En sy goedkeuring gekry? Jong seun, het jy al met die Here gepraat oor wat gaan jou hoofvak wees? Het jy met hom gepraat oor die toekomstige beroepskeuses? Het jy gepraat met hom oor jy ou dingetjie wat jy nou wil trou? Ek gaan dit sê. Ek moet dit sê. Ek gaan dit sê soos dit is. Trou jy vir seks of trou jy vir liefde? Is God deel van jou beplanning met daai lewensmaat wat jy kies? Het jy met God gepraat oor, jy oorweeg het om te skei, het jy God se toestemming om te skei? Of moet jy getroud bly? Is God deel van jou finansies, jou beleggings? En elke besigheidsman en vrou, is God jou vernoot? Hoekom? Hebreërs 9:27. En net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel. Hoor mooi familie. Die toekoms is eenvoudig. Jy sterf of Jesus kom terug. Wat gaan jy kies? Wat gaan jy beplan? Gaan jy jou lewe mors, spandeer of belê? Die keuse is joune. Amen. Ek weet julle, dis mense wat hande geklap het om dit te klaar is. Kom ons staan op ons voete, dan doen ons hierdie verklaring. Doen hierdie verklaring hardop saam met my. Almal gereed. 1, 2, 3. Ek verklaar vandag dat my lewe in die hande van die Here is. Ek sal nie my toekoms op my eie wysheid bou of my planne maak sonder om God daarin te betrek nie. Ek kies om in afhanklikheid van die Here te leef, want hy alleen ken die einde van die begin af. Ek vertrou hom met my gesin, my werk, my finansies en elke besluit wat ek neem. My gebed is, Here, laat u koninkryk kom en laat u wil geskied in my lewe. Ek verklaar dat ek nie my lewe sal mors of uitstel wat God vandag van my vra nie. Ek sal die goeie doen wat hy op my hart lê en getrou wees met die tyd, talente en geleenthede wat hy aan my gegee het. Ek kies om my lewe te belê in dit wat ewigheidswaarde het en om elke dag in 'n ritme met die Heilige Gees te leef. As die Here wil en ons lewe, sal ek doen wat hy vir my bestem het en ek sal met vrede en vertroue die toekoms tegemoet gaan. Amen en amen en amen. Halleluja. Halleluja. Ek wil hê elke oog moet hoof moet buig en elke oog gesluit wees. Hier is soveel goed gesê. En ek weet nie waar het iets jou hart gegryp. En daar's dalk iets op hierdie oomblik wat jy gehoor het in hierdie uur wat ek bedien het. Wat jou hart gegryp het. En jy is hier vandag om te sê, Here, ek is jammer, ek is so arrogant. Ek is so verwaand. Om te kan dink, ek is in beheer van my eie lewe. Terwyl my lewe beheer word, moet beheer word deur God. En as jy sê, Here, ek is jammer, ek dink ek wil my hand opsteek. Ek meen, ek het al 'n paar keer hier gesê, ons gaan 'n kerk bou, ons gaan dit doen, ons gaan dat doen, maar ek het nog nooit gesê, Here, as dit u wil is,
So ek wil vra, as jy nou hier staan, jy sê, Clemens, ek wil net oorgee vandag aan God se plan vir my lewe en nie my eie plan nie. Ek gaan tree vir tree saam met hom loop met my beplanning. Dan steek jy jou hand op en dan sak dit weer. Reg oor hierdie vergadering gaan daar hande op. Ek kan amper nie 'n uitnodiging maak nie, is te veel. So hier's wat ons gaan doen. Die Oulen, ek wil hê jy moet sing. Iets soos waar hy lê, volg ek gewillig. Ken jy hom? Waar hy lê, volg ek gewillig. Of wat is lei my, enigiets wat lei my, Here. Enigiets met God se wil, figure julle dit uit. Elke oog gesluit. Of kyk gou vir my, sorry julle, ek is nou hier en hier besig. Ek gaan jou gou 2 minute gee. Om te sak op jou knieë, en as jy nie kan kniel nie, om te gaan sit. En vir die Here te sê, jammer, jy het hom nie betrek met jou toekomsplanne nie. Miskien het jy, dan sê jy vir hom dankie dat jy dit gedoen het. Miskien is jy daai persoon wat sê, weet jy wat Clemens, ek het God deel, en ek is nie verwaand en trots nie. Ek praat die hele tyd, as die Here se wil daarby is, ek is skuldig, ek doen dit nie. En ek wil net hê, jy moet gaan bely, en sê, Here, ek is jammer, as ek verwaand was, vol trots, om te dink, ek kan môre beplan sonder U. En hoor mooi, van julle wat nou hier is, gaan die seën van die Here sien op jou lewe, soos nog nooit nie, van hierdie dag af, omdat jy hom betrek. Daar's soveel goed wat jy mis, omdat jy hom juis nie betrek nie. Sielkundig is jy onrustig in jou siel, want jy het God nie betrek nie. Jy kan alleenlik vrede hê in jou gemoed, wanneer jy God betrek. En te weet, wat ook al die toekoms vir jou inhou, God se wil sal geskied. En hoor mooi, en as God se wil is dat ek in 'n storm moet wees, dan sal daai storm my nie vernietig nie. Dit sal my bou. Ek gee nie om in 'n storm te wees, as God se wil daarin is. Op jou knieë. Sit as jy nie kan kniel nie. As jy voor wil kniel, jy is welkom. 2 minute. Dankie, sing vir ons. Lei my, Here, lei my, Here, lei my. Lei my na die waters, waar daar rus is, soos 'n boom geplant by waterstrome, wat sy vrugte gee aan my Jesus, op die regte tyd. Lei my, Here, lei my, Here, lei my. Lei my na die waters, waar daar rus is, soos 'n boom, geplant by waterstrome, wat sy vrugte gee aan my Jesus, op die regte tyd. Here, lei my, Here, lei my, Here, lei my, Here, lei my na die water, o waar daar rus is, soos 'n boom, geplant by waterstrome, wat sy vrugte gee aan my Jesus, op